Ek het vanoggend 'n boodskap titel wat ek met jou wil deel. Die titel is Hosanna vandag, maar wat van môre? Hosanna vandag, maar wat van môre? En vanoggend waar ons Palm Sondag vier met miljoene mense oor die wêreld vandag, wil ek met jou oor hierdie Palm Sondag storie praat soos Matteus dit vir ons vertel. Ek wil jy moet saam met my lees vanoggend en ons gaan dit vir jou op skerm ook sit. Uit die boek van Matteus hoofstuk 21 vers 1 tot vers 11 en dan gaan ek vir jou 'n bietjie vertel van waaroor Palm Sondag gaan. Ons gaan praat oor wat ons hieruit vandag kan leer in ons eie lewens. Vanaf vers 1 sê die woord die volgende: Toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, toe stuur Jesus 2 disippels uit en hy sê vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n val by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord deur die profeet wat gespreek is: Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare, met ander woorde die meeste mense, het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man? En die skare sê: Dit is Jesus die profeet van Nasaret in Galilea. Dit is die Matteus weergawe van die storie van Palm Sondag. Palm Sondag merk die begin van wat bekend is op die Christelike kalender elke jaar as Heilige Week. En dit is die laaste week van ervarings wat Jesus gehad het voor sy kruisiging en uiteindelik sy opstanding, wat ons volgende Sondag gaan vier. Palm Sondag vier die oomblik wat Jesus in Jerusalem ingekom het op 'n donkie en dit vervul het wat eeue voor dit geskryf was in die boek van Sagaria 9 en vers 9. En ek wil vir jou die profesie wys in Sagaria wat Jesus vervul het op daardie dag van Palm Sondag. Sagaria die profeet skryf: Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Is dit nie merkwaardig dat iemand hierdie woorde kon skryf lank voordat Jesus dit sou vervul het nie? Hierdie is pragtige woorde en daar's baie sulke profesieë deur die skrif wat Jesus natuurlik vervul het. Vanoggend sal jy sien hiervoor dat daar 'n hele reeks palmtakke in die kerk te sien is. Palmtakke het in Joodse kultuur oorwinning simboliseer en dit was gebruik om mense van koninklike afstam te verwelkom. Maar Palm Sondag was ook die misverstand van die eeue. Ek gaan dit weer vir jou sê. Palm Sondag was die misverstand van die eeue. Want dieselfde mense wat uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, het later geskree,
kruisig hom, kruisig hom. Jy sien, die skare daardie dag, wat Hosanna geskree het vir Jesus, Hosanna wat beteken, red ons, het Hosanna geskree en Jesus op hulle terme verwelkom. Dit wat hy vir hulle moes kom doen, en dit wat hulle wou hê, hy vir hulle moes beteken, maar toe Jesus nie hulle verwagtinge ontmoet nie, toe verwerp hulle hom. Wat min mense verstaan omtrent Palmsondag, is dat die skare verwag het daardie dag, dat Jesus sou inkom in Jerusalem, en die oorheersende Romeinse mag sou kom oorweldig, en die mense van daardie mag sou kom red. En wat nog minder mense weet van Palmsondag, is dit dat tussen die skare daardie dag, baie mense opgedaag het vir wat hulle gedink het, 'n politiese optog en demonstrasie was, vir Jesus om te kom, as koning, en om die Romeinse ryk te oorgooi. Hulle wou 'n politiese leier hê, maar Jesus het nie gekom om politiek te speel nie. Die oudste kaart in die wêreld is in Amman, in die land Jordanië. Dis in 'n klein kerkie wat bekend is as 'n Byzantine kerkie, die era waar die kerk gebou was. Die kaart self is uit mosaïekteels gemaak op die vloer van die kerk, en niemand mag aan dit vat nie, jy mag net daarna kyk. In 2010 toe besoek ek daar die kerkie, en ek sien vir myself op hierdie kaart, die oudste kaart in die wêreld, hoe die pad in Jerusalem ingelyk het, daardie tyd wat Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingekom het. En selfs op die kaart word dit so mooi uitgebeeld, dat aan die onderkant van die pad, wat Jesus in Jerusalem ingestap het, hy links kon draai, of regs kon draai. Dit is bekend onder mense wat hierdie feite studeer het, dat as Jesus na die een kant toe gedraai het, sou hy gedraai het na die kant toe, waar die Romeinse hoofkwartier in Jerusalem opgestel was. Toe Jesus afkom in die pad, en almal skree Hosanna, en almal verwag 'n politiese leier om hulle te kom red, moet jy jouself indink aan die teleurstelling wat hulle ervaar het, toe Jesus besluit het, om die ander kant toe te draai. Sien, Jesus het nie gekom om 'n politieke leier te wees nie. Hy het nie daai dag gekom om die Romeinse mag te oorgooi en mense te red van die Romeine nie. Nee, Jesus het gekom om sy lewe vir die mens neer te lê. Wat begin het as 'n viering tussen die skare daardie dag, was eintlik die begin van Jesus se lyding. Dis hoekom hierdie week ook bekend is as die lydingsweek op die Christelike kalender. Jesus het Jerusalem ingekom met die aanvaarding tot 'n uitnodiging. Die uitnodiging tot sy dood. Ons lees in Lukas 19 dat terwyl die skare gevier het en gejuig het, dat Jesus nie so bly was nie. In vers 41 van Lukas 19 sê dit, toe hy naby kom en die stad sien, terwyl almal juig en terwyl almal vier, het hy daaroor geween. Ons het vanoggend hierdie kosbare woorde gesing, breek ons hart vir wat u hart breek. Is die dinge waaroor Jesus ween, die dinge waaroor ons ween. Hy het die kondisie van die menslike hart gesien. Hy het gekom om redding te bring, maar nie van 'n politieke mag nie, van sonde. Hy het gekom daardie dag in Jerusalem in, omdat hy voorbereid was om sy lewe te kom neerlê. Jesus het lank voor dit die uitnodiging ontvang, waarvoor hy ja gesê het. Hy het geweet in watter kondisie hy jou en my sou vind, die dag wat hy ons gered het. En ek wil hê moet vanoggend dink in daai kondisie, en die staat van die mens, in ons donkerste oomblikke, voordat ons Jesus ontmoet het. En Jesus het gesien hoe ek en jy lyk in ons swakste oomblikke, in ons vuilste oomblikke, en gekies om sy lewe vir ons neer te lê.
Hy het in Jerusalem ingekom, nie om 'n populariteit kompetisie te wen nie, maar om homself te verneder en om homself neer te lê, want hy alleen kon die offer wees wat ek en jy nodig gehad het tot ons verlossing. So wat Palm Sondag vir ons eintlik doen, is dit konfronteer ons vandag 2000 jaar later met 3 vrae. En ek wil hierdie vrae met jou hart deel vanoggend, en ons gaan dit vir u ook op skerm sit. Die eerste vraag waarmee Palm Sondag ons konfronteer is: erken ek Jesus as koning en as Heer van my lewe, of net wanneer dit my pas? Wie is Jesus vir jou? Wat beteken Jesus vir jou? Wanneer ons na hom toe kom, moet dit altyd op sy terme wees. Wanneer ons na hom toe kom, moet dit wees vir wie hy is, en nie net wie ek wil hê hy vir my moet wees nie. Ek het in die week wat verby was met ons woensdagoggend omgegroep 'n storie gedeel van my Bible College daar. Terwyl ek wêreldgelowe studeer het ons die geleentheid gehad om die Hindu tempel wat in Durban is, en vir die wat nie weet nie, Durban het die grootste Hindu populasie in die wêreld buite India, Durban as stad. En in Durban is daar 'n tempel wat bekend is as die Goue Tempel. Jy kan die tempel gaan Google, hy's rond in figuur en daar's verskillende uitstallings op die tempel wat uit werklike goud uitgestel was. En ons het die dag die tempel besoek as 'n college, as 'n klas, deel van ons wêreldgelowe studies. En toe ons die tempel ingaan, toe sê ek vir die mense hierdie week, het ek een van die aardigste verskynsels gesien wat ek in my lewe al ervaar het. Want toe ons die deur instap, toe kom 'n vrou verby ons ingehardloop, nie ingeloop nie, gehardloop by die tempel. En aan die voorkant van hierdie ronde tempel was 'n altaar met 3 afgode, en sy gooi haarself voor daardie afgode op die grond neer, dat jy haar kan hoor klap, soos wat sy die grond tref, in aanbidding van hierdie afgode. En toe ek oplet hoe die tempel binne lyk, en ek sien al die portrette van verskillende gode wat hulle aanbid, al die hoofgode, want in Hindoeïsme is daar in Indië vandag, en hierdie is 'n statistiek, hierdie is 'n feit wat ek met jou gaan deel, is daar in Indië vandag meer as 300 miljoen gode wat hulle aanbid. Maar binne in hierdie tempel was die hoofgode Krishna en die ander gode uitgestal op die portrette rondom die muur, en tussen al hierdie afgode was 'n portret van Jesus. Jy sien, Jesus is een van die afgode wie hulle aanbid. Ons sal na hierdie storie luister en dink, maar dit is vreemd, want hy is die koning van konings en hy is die Here. Palm Sondag konfronteer ons met hierdie vraag, is hy ook Here van my lewe? Maar dis nie so vreemd in ons eie kultuur nie. Want Jesus vind homself vandag tussen soveel ander afgode wat mense vir hulle self bymekaar maak. Jy weet, vir party mense is dit hulle geld en hulle ambisies en Jesus. Dis my sport en dis my stokperdjie en Jesus. En alhoewel daar niks fout is met stokperdjies en sport en geld nie, is daar mense wat afgode van hierdie dinge gemaak het. En Jesus is maar net deel van alles wat hulle aanbid. En ek het in die week 'n stelling gemaak wat ek vanoggend met jou hart wil deel, en dit is die volgende: is Jesus deel van jou lewe of is hy jou lewe? Jesus het geen belangstelling om net 'n deeltjie te wees van jou lewe nie. Hy wil nie tussen al die ander afgode en afleidings van die wêreld bekend wees nie. Hy wil hê alles in my lewe moet rondom hom sentreer, en so vir baie mense is Jesus Susanna, kom en red, kom en help, kom en antwoord my gebed, maar die oomblik wat Jesus Here wil wees en jou besluite wil stuur, dan sluit ek daardie kompartement toe en sê,
nee, ek gaan nie Jesus toelaat in daai aspek van my lewe nie, want dit gaan beteken ek moet verander. Dit maak my ongemaklik. Jesus gaan nooit skik vir tweede plek in ons lewens nie. Iemand het gesê, God sal altyd eerste wees. Al maak jy hom nie eerste nie. Hy sal eerste wees. Hy sal nie daardie troon met enigeen deel nie. Die vraag waarmee Palm Sondag my konfronteer is hy koning en Here van my lewe? Het ek my lewe aan hom onderwerp? Het ek onder sy gesag ingekom? Het ek onder sy autoriteit begin leef? Is dit hy wat my besluite stuur? Is dit hy wat die rigting aanwys? Is hy die goeie herder wat die woord sê is van my lewe? Die een wat voor die skape loop, wie gevolg moet word? Of is hy die een wat ek bly agterlos, omdat ek so hastig deur die lewe gaan en soveel afleidings het wat my oë van hom af afval? Jesus lei ons nie van agter nie. Hy lei van voor. En die Here wil hierdie Palm Sondag koning en Here van jou lewe wees. Nie net wanneer dit my pas nie. Die tweede vraag waarmee Palm Sondag my konfronteer is, aanbid ek hom soos die skare daai dag net met my lippe, en om later wanneer hy my verwagtinge nie ontmoet nie, my hart ver van hom af te verwyder, of aanbid ek hom uit my hart, uit wie ek is? Dis uit die volheid van die hart wat die mond oorspoel. Wat is in my hart? Baie keer sê ons die Here ken my hart, maar die woord sê vir ons dat die hart meer boos is as enigiets anders. Ons moet ons harte bewaar. Ons moet ons harte beskerm en ons hart moet uitverkoop wees aan Jesus. Hoe ek dit kan toets in my lewe is, as ek sou sê, daar is 'n gebed wat ek nou bid, en as God sou besluit om dit nie te antwoord nie, sou ek hom steeds vertrou, sou ek hom steeds volg, sou ek hom steeds glo. Baie van ons het al sulke gebede gebid, en ons vertrou God nog om deur te kom op verskillende gebiede, maar as hy dit nie sou doen nie, sou my hart steeds uitverkoop wees aan hom? Sou ek soos Job, toe Job se vrou vir hom sê, vervloek God en sterf, sou ek soos Job kan sê, al maak hy my dood, sal ek hom vertrou. Al neem hy my lewe, sal ek hom vertrou. Al antwoord hy nooit hierdie gebed nie, sal ek hom vertrou. Die moeilike ding van ons kultuur, en ek dink hierdie is baie uniek vir ons as Suid-Afrikaners, is dat ons as 'n samekoms van gelowiges baie keer meer bygelowig is as gelowig. Baie mense is meer bygelowig as gelowig. So ek ken God en ek eer God en ek erken God sodat dit maar goed gaan met my. Wanneer dit sleg gaan, dan is deel van my outomatiese reaksie, ek het God teleurgestel, maar dis nie altyd die waarheid nie. Wanneer my gebed nie beantwoord word nie, dan dink ek het iets verkeerd gedoen. Dis nie altyd so nie. Kan so wees, maar dis nie altyd so nie. Ons kan nie Jesus volg in bygeloof nie. Ons harte moet uitverkoop wees aan hom. Al ly ek, vertrou ek hom. Al gaan ek deur die moeilikste oomblikke van my lewe, hou ek vas aan hom. Al antwoord hy nie my gebed nie, gaan ek hom steeds bly vertrou, want hy is in beheer. Hy is koning van my lewe. Ek behoort aan hom. Vrydag vier ons die feit dat Jesus ons met 'n duur prys gekoop het. Jy is gekoop met sy bloed. Kyk vir iemand vanoggend en sê vir hulle, jy is kosbaar vir God. Jy is kosbaar vir God. Jy is met 'n duur prys gekoop. Dink net wat dit Jesus gekos het
om sy lewe vir jou neer te lê. Moenie vergeet van die prys wat hy betaal het nie. Dis so duur, dis so waardevol. Hierdie week, ekskuus, het ek die voorreg gehad om saam met Chris Roots te gaan bedien op die plaas by Thomas en Mariet, hulle daarna by Olifantshoek, en ons het met die boeregemeenskap daar gaan praat, en ons het gepraat oor die feit dat boere, onder meeste mense, boere verstaan die waarde van iets, ek dink meer as meeste mense, want 'n dier op 'n plaas is nie net 'n dier nie, weet, ek besoek 'n plaas, en ek sien daar staan 'n bees, en daar staan 'n skaap, maar vir 'n boer is dit nie net 'n bees en 'n skaap nie. Elke dier, ekskuus, het waarde, dit verteenwoordig iets. En so het God sy enige gebore seun, die lam van God, gelei na die slagpale, om hierdie duur prys met sy lewe vir jou en my te betaal. En wat 'n prys was dit nie? Dis so waardevol jy vir God was. So die vraag waarmee Palm Sondag my konfronteer is, aanbid ek hom net met my lippe, of aanbid ek hom met my hart, met my lewe? Die derde vraag waarmee Palm Sondag my konfronteer is, volg ek God net in vieringe of ook in lydinge? Hou ek vas aan hom wanneer dit moeilik gaan? Bly ek getrou aan hom wanneer dit moeilik gaan? Wanneer dinge nie uitwerk soos ek gedink het nie, vertrou ek hom steeds? Gee ek steeds beheer oor aan hom, of het ek die geneigtheid om beheer te wil terugneem? Wel, God het my nie beantwoord nie, en ek het 'n antwoord op my vraag nodig, so ek gaan my antwoord iewers anders kry. Vir baie mense is Jesus hulle plan B en plan C en plan D. As my gebed nie uitwerk nie, dan gaan ek my eie kop volg, dan gaan ek my eie ding doen, om seker te maak ek kry wat ek wil hê. Jy gaan jouself teleurstel. Onthou, God se woord in jou en my lewe is nie beperkend nie. Kom ek maak iets vir jou duidelik vanoggend. Die rede hoekom God vir ons sê, wandel so en nie so nie, gaan hier en nie daar nie. Die rede hoekom God vir jong mense sê is, hou jouself rein tot die huwelik. Die rede hoekom God is nie om jou te beperk nie. Dis nie om jou in te hou, sodat jy nooit die vreugde van intimiteit kan ervaar nie. Dis om jou te beskerm. Ek wil weer sê, God gee sy woord vir ons, nie om ons te beperk nie, om ons te beskerm. Ek het hierdie les geleer jare gelede, toe ek by 'n hospitaal iemand besoek het, en die eerste dag wat ek daar gekom het, het 'n man buite in die gang op 'n bed gelê onder 'n kombers, en het gelê en ruk. Die hele tyd wat ek daar was, het hy so gelê en ruk, en uiteindelik, toe vra ek een van die susters, wat is fout met hom, en toe sê sy, hy is HIV positief, hy is besig om te sterwe. Hy het rondgeslaap met 'n klomp vrouens, en hy het uiteindelik HIV opgetel, hy het AIDS gehad, en hy is besig om te sterwe. Die tweede dag wat ek daar kom, toe lê en ruk hy nog so, die derde dag wat ek daar kom, toe is die laken oor sy kop, toe is hy weg. Besef toe, dis hoekom God vir ons sê, hoe om te lewe. Is nie om jou te beperk nie. Is om jou te beskerm. En partykeer het ons onder die hand van God uitbeweeg, en ons het onnodig seer gekry, want daar's genoeg seer in die lewe, selfs binne in die wil van God, gaan jy seer en teleurstelling ervaar. Daar's genoeg seer in die lewe, dat jy nie jouself moet opstel om onnodig seer te kry nie. Die Here wil jou beskerm teen onnodige seer. Hy wil my skuilplek en my redding wees, daarom vra hy my, volg ek hom net in vieringe, wanneer dit goed gaan. Het jy al mense ontmoet wie nooit vir die Here dankie sê wanneer dit goed gaan nie, maar die oomblik wat dit sleg gaan, dan blameer hulle God. Hulle erken God in die slegte oomblikke, maar nie wanneer dit goed gaan nie. Die Here wil hê ons moet hom erken vir wie hy is in die slegte en die goeie oomblikke in die lewe. In hierdie lewe het Jesus gesê, sal julle moeilikhede hê. Daar gaan moeilike oomblikke op jou pad kom. Daar gaan hierdie jaar dinge in jou en my lewe gebeur wat dalk onverwags was. Maar God is in beheer.
Wil jy nie vir iemand kyk vanoggend en hulle bemoedig en vir hulle sê, God is in beheer nie. God is in beheer. Glo jy dit? Glo jy God is in beheer? Het gaan oukei wees, God is in beheer. Maar hy wil hê ons moet 'n oorgegeede lewe leef, onsself oorgee aan hom. En vanoggend wil ek in afsluiting van hierdie gedagte op Palm Sondag, wil ek aan jou 'n uitnodiging maak. Hierdie palmtakke is net takke, maar dit simboliseer iets waarmee die mense daardie dag voor Jesus kom buig het. Dit simboliseer my trots. Dit simboliseer my behoefte aan beheer. As mens is ons baie keer geneig om veilig te voel in die arenas wat ons kan beheer van ons lewe, en wanneer dinge buite beheer voel, dan voel ons onveilig. Dis 'n normale menslike ervaring. En as jy enige iets soos ek miskien is, dan voel jy moet 'n sekere vlak van beheer oor alles in jou lewe hê. Ek wil net ietsie omtrent sê vanoggend voordat ek aangaan, is dat nêrens in die woord sê God vir ons moet enige iets beheer behalwe onsself nie. Selfbeheersing. Dis 'n vrug van die Heilige Gees. En so ons kan nie beheer wat om ons gaan gebeur nie. Ons kan nie beheer wat gaan gebeur as ek hier uitry nie. Ons kan nie beheer wat iemand vir ons gaan sê nie. Ons kan nie beheer wat in die Midde-Ooste op die oomblik gebeur nie. Maar wat jy kan doen is, jy kan beheer hoe jy gaan reageer op die lewe en wat dit uit jou gaan uitbring. Jy kan beheer, jouself beheer, om stil te wees en te weet in die oomblikke wat jy nie beheer het nie, God is steeds in beheer. En hierdie palmtakke verteenwoordig my behoefte aan beheer in my lewe, en derdens verteenwoordig dit my verwagtinge, soos die mense daardie dag verwagtinge van Jesus gehad het. Kom en red ons van hierdie Romeine wat ons so sleg behandel. Maar wat het die Here vir ons kom vra? Hy vra van ons vanoggend om ons trots, ons behoefte aan beheer en om ons verwagtinge neer te lê. Die skare het hulle self daardie dag oorgegee aan 'n verwagting en nie 'n verlosser nie. Die mense het hulself oorgegee aan 'n verwagting en nie 'n verlosser nie. En vanoggend wil ek vir jou die geleentheid bied, en dit is so in my hart dat elke een van ons hierdie oomblik sal aanneem, dit persoonlik sal maak, en in 'n oomblik van nou na vore te kom vanoggend, 'n palmtak te kom neem, en dan op hierdie tafel jou palmtak te kom neerlê en te sê, Here, ek gee nie oor vanoggend aan 'n verwagting nie, ek gee oor aan 'n verlosser. Ek kom lê my trots neer, ek kom lê my behoefte aan beheer neer, ek kom lê my verwagtinge neer. Wanneer ek hierdie palmtak neerlê, dan onthou ek vanoggend dat in my sonde ek ook vir die Here verwerp het. Maar wanneer ek vanoggend hierdie palmtak neerlê, dan sê ek ook vir Jesus, Here, ek wil nie net vandag onthou nie, ek wil oorgee. Ek het berou oor my sonde, en in my oorgee ontvang ek u oorwinning en u vergifnis van my sonde. Ek wil jou nooi om vanoggend 'n oomblik van selfrefleksie te neem. Kom ons gebruik die geleentheid om onsself opnuut weer aan God toe te wy en opnuut aan hom oor te gee. Nie as politiese leier nie, maar as Here en Verlosser van ons lewens. Ek gaan vir die span bo vra om vir ons 'n liedjie aan te sit. Hier is so 'n mooi lied. Ek probeer nog uitvind wie hierdie lied geskryf en gesing het. Ek het dit ontdek, was 'n lied wat laas jaar geskryf was, maar ek weet nog nie wie dit gesing het nie. Dit is so gepas vir ons vanoggend vir Palm Sondag. En terwyl ons luister na hierdie liedjie, wil ek jou nooi in hierdie oomblik van selfrefleksie om na vore te kom. En soos wat jy hierdie palmtak neerlê, jouself te kom neerlê. Te sê, Here, ek gee u myself opnuut aan die begin van Heilige Week. Wees my Here, my Redder, my Verlosser. Kom ons neem die geleentheid aan vanoggend. Baie dankie, Marie.